Ag julle, dis lekker. Dis lekker om so 'n bietjie ietsie anders te doen, is dit nie? Ons hoef nie 'n vorm godsdienst te verval nie. Ons hoef nie. Ons is veronderstel om glad nie 'n vorm godsdienst te wees nie. Ons moet die Here net loof en prys en eer. Want dis lekker, dis 'n voorreg vanaand. Stem julle met my saam, dis lekker. Dis lekker om vanaand net so 'n bietjie in kontak met die Allerheiligste te kom. Ek weet nie van jou nie, maar dis my lekker. Net my stille oomblik waar hy met jou ontmoet. Ek dink in hierdie week, toe ons by iemand gewees, en die tannie sê die woorde, sy sê dat iemand het gesê, dat eintlik moet jy vir 15 minute, as ek nou reg is, die tannie kan my net nou uitdra as ek verkeerd is, maar vir 15 minute 'n dag is jy veronderstel om net niks te doen nie. Niks te sê nie, niks te praat nie, net stil te wees. Net stil te wees. Weet jy hoe belangrik is dit om partykeer net bietjie stil te wees? Net as die Here kom praat bietjie met my. Kom praat bietjie met my. Ek dink baie keer dan mis ons dit, ons is baie keer so besig met die gebrabbel. Here, ek het hierdie nodig, Here doen dit. In my gebed veral, dan jaag ons gebed. Ons bid vir 15 minute, maar ons het altyd tyd vir die Here om met ons te praat nie. En dit is belangrik in hierdie tye, in hierdie aanbiddingstye, om net jou oë bietjie te sluit. En net so 'n bietjie jou hart op te maak. Net as die Here praat vanaand met my. Here, raak ook so 'n bietjie besig met my. Here, ek het 'n verlange na u teenwoordigheid in my lewe. Ek wil weer hê dat hierdie putte weer moet oopgaan en dat ek weer lewende water kan skep. Halleluja. Nou julle, ek wil vir so 'n paar mense die geleentheid gee om te getuig. En alles hang af van die getuienisse vanaand. Hoe meer ons getuig, hoe minder hoef ek te preek. En hoe minder ons getuig, hoe minder gaan ek preek. So, net soos die Here wil, as jy iets op jou hart het wat druk vanaand, kom en getuig en deel wat die Here op jou hart het. Ek het baie gegaan en die een oggend maak ek sommer net 'n tydskrif oop. Ek kom oopmaak, maak ek by hierdie verhaaltjie oop. En ek wil dit graag vanaand vir julle lees, want dit sluit vir my so aan by wat die Gees besig is vanaand om te doen. En hierdie artikel sê, hier is ek. Dit sê, iemand vertel hoe sy 3-jarige dogtertjie elke middag, wanneer hy van die werk afkom, wil wegkruipertjies speel. Meestal is hy so moeg dat hy nie regtig wil saam speel nie. Maar sê hy elke liewe keer gaan kruip sy op dieselfde plekkie weg en kan dus maklik instem om saam te speel, sonder te veel inspanning. Op die dae wanneer hy genoeg energie het en wanneer hy probeer om te doen wat 'n goeie pa sou doen, probeer hy die speletjie so lank as moontlik uittrek tot sy dogtertjie se grootste genot. Hy vertel, Emma kruip elke keer in haar klerekas weg, binne in die wasgoedmandjie. En net om seker te maak, sy word nie gesien nie, drapeer sy 'n handdoek oor haar kop. Hy sal dan in die kombuis begin soek. Waar's Emma? Sal hy roep. Is sy nie dalk hier in die wasmasjien nie? Dan klop hy teen die metaalwand. Dit klink nie so nie. Dan neem sy soektog om sitkamer toe. Kruip Emma nie dalk hierso weg nie? Agter die gordyne sal hy hard genoeg uitroep, sodat sy hom in die kamer moet hoor. Nee, dit lyk nie so nie. Dan begin Emma te giggel, maar hy maak asof hy niks hoor nie. Hy vorder tot by die badkamer en roep uit, kruip Emma dalk in die toilet weg. Hy spoel die toilet. Ek hoop nou nie so nie, want dan sy nou in die drein af. Teen hierdie tyd kraai Emma van die lag. Haar pa stap dan in die gang af, loer by die hoofslaapkamer in. Emma's ook nie hier nie. Die gelag word nou al hoe harder en sy jil eintlik nou behoorlik. En dan tuimel Emma uit die wasgoedmandjie, klouter uit die kleerkas uit en storm by haar kamer uit. In die gang sal sy oorstelp van opgewondenheid uitroep, hier's ek, papa, hier's ek! En die volgende dag sal sy die speletjie herhaal en soos altyd uitgelaat haar wegkruipplek verklap.
Uiteindelik het hy dit gesnap, vertel die pa. Sy wou nie wegkruip nie, sy wou gevind word. Is dit nie maar ons almal se diepste begeerte nie, om gevind te word, om te weet dat jy goed genoeg is om gesoek te word. God moedig ons op soveel plek in sy woord aan, om sy aangesig te soek. En ja, ons soek hom, omdat hy God is. En omdat hy die enigste een is waardig om aanbid te word. En ek wil vanaand, omdat hy sê, Vader, terwyl ek as 'n kind nie altyd 'n goeie verhouding met my eie aardse vader gehad het, met baie gebrokenheid, wil ek vanaand vir u dankie sê dat u my papa vader geword het. Dat daar 'n dag en 'n tyd aangebreek het, wat u my gevind het, wat u my kom omarm het, Here, wat u vir my kom sê dat ek goed genoeg is om gevind te word. Ek wil vanaand vir u baie dankie sê vir elke keer wat u my uitgered het, vir elke keer wat u my kom skoonmaak het, vir elke keer wat u kom voorsien het, vir die skeidsmure wat u kom afbreek het, wat tussen u en my was. Vanaand wil ek vir u dankie sê, Here, dat elkeen van ons wat hier sit, waardig genoeg is, wat u sê in die woord, Here, ons name is gegraveer in die palm van u hand. Help ons dat ons dit nooit sal vergeet nie, Here. Help ons dat ons sal weet, Here, u sal ons nooit begewe en ons nooit verlaat nie. En u is altyd by ons, maak nie saak wat nie, Here. Selfs in 'n sondige toestand, Here, het u ons kom uithaal en haal u ons nog steeds telke male uit. En daarvoor wil ek u loof en prys en eer vanaand. Amen. Ek wil vanaand vir die Here die eer die lof nou weer gee. Ek wil getuig en bely vanaand. Toe ons net begin werk het in die begin van die jaar, die 5de Januarie, die Dinsdag die 6de, die kom ek dan nie met mekaar in. En sy wil om e-gas, was automatisch. Ek kom met automatisch gelijn, ek sê, wat kan ek net jou vraag uit? Maar nou sit die oud aan. Sy is 80-something. Of 90-something, ek kan nie onthou. Maar in elk geval, nou staan ek by die deur. Die kar is in die draaifoon, ek staan by die deur. Terwyl ek by die deur staan, soos ou mense dit mos nou maar doen, sit sy die kar in reverse. In plaas daarvan om net vir my te wys, sit om in reverse, jy trap die brek en jy gaan in reverse en elke ding sit sy in reverse en sy haal haar voet van die brek af. Ek staan tussen haar deur en die keerpost van die hek wat sy my vastgedruk het met haar kar. Niks oorgekom, net my been was blauw gewees en so nou en dan voel ek die gebrugge seer, maar die Here kry die eer, want hy is die een wat ons beskerm en eer. My belydenis vanaand is teenoor die Here. Ons het soveel getuienisse. Ons het soveel begeertes wat ons vir die Here sê, Here, nog net hierdie een keer. En ek sal die naam loof, ek sal die naam prys. Ek sal op en af spring, ek sal doen net wat u wil hê ek moet doen. As u net hierdie een ding vir my doen, dan kom die Here neer. En dan wat doen ons? Staan terug. Ons gaan nie goed vertel die wêreld wat die Here vir ons gedoen het nie. So vanaand wil ek die Here sê, Here, waar ek geval het, waar ek vergeet het om dankie te sê. Vanaand wil ek u loof, ek wil u prys, ek wil u eer vir alles wat u vir ons gedoen het. Ek sal moet 'n ander sitplek kry. Ek dank die Here. Wonderlike maniere met ons te deel. Amen. Weet jy, ek kyk altyd na my broer Kobus en sê, hy het nie oë nie. Hy het oë, maar hy kan nie sien nie. Ja.
En toch, as jy met hom praat, hy praat soos iemand wat sien en hy handel soos iemand wat hy skuil nie agter sy gebrek as hy sê, my broer, ek kan nie sien nie. Ek kan nie dit doen nie, ek kan nie dat doen nie. En so was ek vanoggend toe ek opstaan. Ek het lekker geslaap in die nag. Ek het nie drome gehad nie. Ek het lekker opgestaan, goed gevoel. En toe ewe skielik. Toe maak ek net my spasie vir die Bybel. Toe voel ek voel nou omgekrap. My vrou dit vir my vrou is die kombuis. As nie iemand by my in die kamer wat vir my kan laat ongelukkig voel. Ek is ongelukkig. Ek voel sleg, ek voel sommer siek. Ek is nie siek nie. Maar ek voel siek. Ek voel omgekrap met mense wat nie daar is nie. Wat niks gedoen het nie. Ek kom kerk toe. Waar Sandra bestuur, ek is soos 'n hul wat in 'n doring getrap het. En ek weet nie waar sy die doring. Ek kry nie uit nie. Maar die mense is soos in die kerk en ek sit hier in die kerk en ek sit in my afsak filter. Jy moet nou as jy so word, dan sak alles af. En jy voel naderhand al hoe jammer dit vir jouself en jy weet, die ergste van alles is, ek weet ek nie waarvoor ek jammer wees vir myself. Ek sit hier so, nie 'n idee. Ek het nie 'n idee oor wie ek kan blameer. Iemand, ek sal so na julle almal kyk en ek sal sê, nou wie het nou vir my omgekrap? En dan moet ek ook nie my skande sê, nie een van julle. Maar toe die diens so na die einde se kant toe gaan, dat die Gees sy deurslag vind, toe begin hierdie ding lig. En die Gees van die Here lig omdat ek gaan huis toe, goed, lekker. Daai ou wat my kwaad gemaak het, uitgewaai. Amen. Ek prys die Here dat hy self dit wat ek nie weet nie, kan herstel. Want dis aklig om so te voel. As ek kwaad is vir wil ek weet vir wie ek kwaad. As ek kwaad is vir iemand en ek weet nie eens wie dit is nie. Ek het eers geweet Johnny kom na die kerk kom. Anders kon ek vir hom kwaad wees. Maar ek wil hom daar sê. Maar soos ek vir sê, ek het nie 'n idee. En ek prys die Here dat hy my probleem vir my opgelos het. En my blydskap gee. Amen. Amen. Dankie Here. Baie dankie. Broers en susters, is my lekker om vanaand in die huis van die Here te wees. Ek wil net 'n getuienis lewer van iets wat die Here so 2 jaar, 2 maande omtrent plus minus terug vir my gedoen het. Ek is die rasieleier juffrou gewoonlik by die skool altyd gewees en ons werk met die dirigente en dit is altyd vir my ook maar 'n hoogtepunt gewees. Ek geniet die malligheid saam met die jong mense, altyd vir my lekker. En hierdie spesifieke dag het ek beach bakkies gereël om die kinders in te ry vir ons by die skool. En die mense kom toe nou wat my kom help met die beach bakkies en die kinders is daar en hulle is saam en opgewonde en goed en ek is glad nie 'n veiligheidsbewuste mens nie. Ek is nie so gemaak nie. My man het 'n dubbele dosis gekry om vir my ook daar te staan. Ek dink nooit aan enige veiligheidsmaatreël nie. En ons en die kindertjies is toe daar. En ek het geen briefies voor die tyd laat teken vir die kinders ouers te sê hulle mag op hierdie beachbakkies ry niks nie. In die onderwys is dit nogal 'n groot probleem as jy dit nie doen nie. Maar ons is ons reg en goed en hier gaan ons. En die man wat my help bestuur vra wil die seentjies dalk agterop staan. Ja, juffrou Colleen wil ook agterop staan. Ek sit agterop een van daai beachbakkies. Dink glad nie aan enigiets kan verkeerd loop nie.
En ons staan so op die sement, nou so 'n lang end wat jy inry en dan ry hy so om op die veld en een van die bakkietjies wil nie aan gang kom nie, maar die ander met ons trap al wag en die musiek speel en ons is daar om die baan en hier kom die juffrou en die kinders aan en ons spring daar uit en hardloop daar voor ons paviljoen en begin ons kreet te skree en een van die kinders kom aangehardloop en vra waar is Ruben se ma en toe hy dit vir my vra, besef ek Ruben is nie. Nou Ruben is 'n kolossale seun, ek weet nie wat kom kon mis op daai oomblik, seker maar die adrenalien toe ons daar afloop. Lang, breed, groot, verskriklike groot seun vir 'n graad 7 seun, hy lyk regtig soos 'n matriekseun. En toe die karretjie toe nou wegtrek, het Ruben se brilletjie afgeval en hy buig om hom op te tel en in die buig los hy en hy val agteroor op sy kop op die sement. Daai groot seun en hy's uit. En ons kom aangehardloop en Ruben is by en hy is hysteries, hy's 'n baie goeie kind. En hy is hysteries en hy is nie met homself nie, hy ruk en plik, ons draai sy nek en 'n stit kry, ons kram die kalf nie, sy ma staan, sy ma raas nader aan en ek val op die kind, ek begin net om te bid, want dit is al wat ek weet om te doen. Die man wat die karretjie bestuur het, val saam, hy het vir die seun, bel die ambulans, daar's nie 'n ambulans in Goldenpool nie. Die ambulans is op pad van waar ook al af. Ons sukkel met daai kind, ons swem daai kind. Hy wil nie stil nie. Op 'n stadium gaan sit ek so wyd speen agter die kind en ek sit sy op so tussen my bene en ek begin woordjies sing. En ek sing. En hy raak rustig. En ek sing. Is al wat ek kan doen en ek vind net en ek sing vir hierdie kind. En naderhand sê sy ma, Colina, gaan my kar ombring, ek gaan my kind self hospitaal toe vat, maar die ambulans kom nie uit en dis verskriklik lank naderhand. En soos die maar die kar optrek om die ambulans uiteindelik aan en die ambulans laai die kind toe na buite en daar gaan die ambulans nie, ek moet gaan sing met die kinders daar voor die paviljoen, maar ek is hysteries in my binneste en die ambulans kom nader aan trek en ek hardloop en ek sê luister ek, like o kind, wat het jy? Nou wil ek my daai ou so 'n bietjie vertroosting hê, die ou van die ambulans. Hy sê vir my nee, hy dink nie dit lyk goed nie, definitief bloeding op die brein gaan dit wees en ek dink Jesus help hierdie kind net so seer gekry. Hier kom nog groot moeilikheid vir my, maar ek gee nie om oor die moeilikheid nie, ek gee om oor op hierdie stadium van die geveg en Ruben se paas nie is nie, hy werk per se, die mamma is alleen met daai kind en later toe die dag, tweede daai dag, verskriklikste dag van my lewe gewees, is ek hier hospitaal toe na Ruben, kom daar so, hy het sy skedel gekraak die kind, geen druk op die brein nie, dankie Here, kind is oké, en daai ouers begin my te bedank, hulle bedank my, ek het hulle kind daar op 'n karretjie gelaai, hy het op sy kop geval, op die teen, sy skedel is gekraak, hy kan die res van die jaar geen kontak spoor, en die ouers is net dankbaar, dankie, jy het ons kind gebid, dankie, hy het nie rustig geraak nie, jy het daai kind Jesus liedjies gesing, en hy het kalm en hy het rustig geraak, en daar kom niks, mense is vieslik, die mense sê, daai man het daar weggejaag, daai kind het nie 'n kans gehad nie, dis hoekom het hy afgeval, dankie die Jesus vir kameras, kind se brilletjie het afgeval en toe hy bid, verloor hy sy balans. En ek kom vir die Here al die lof en al die eer gee. Ruben is 'n gesonde jong man, hy speel rugby, hy is in die hoërskool, hy is gesond, hy kon pragtig dood gewees het. Maar die Here se genade, die Here se goedheid, die Here se guns. En ek die Here vandag al die lof en al die eer gee. Die Here baie dankie sê, weet, sy tyd is nooit ons tyd. My dogter het in die kerk groot geword, maar groot baie liberaal geword. Nie kerk toe gegaan nie, die ouetjie met wie sy getroud was, kom uit 'n baie goeie huis uit, maar finansiëel baie sterk huis en hulle het nie die Here regtig nodig nie. So sy is van die pad af, hulle kom nie in die kerk nie, my kleinkinders kom nie in die kerk nie. En ek en Hans het baie keer as ons vir onsself, wat gaan van ons kleinkinders en hulle moes deur 'n hemelse storm gaan om by die Here uit te kom. Ek sê vir die Here, dankie vir die storm.
En gister is hulle was die naweek toe by die klomp te gaan rugby speel en op pad terug hier by Heuningklip of Heuningkloof of iets net aan die kant Kleinstad gooi hulle met klippe. Ek weet nie of hulle die bus wou laat stop en of hulle maar nou net wou kwaad doen nie. Maar die Here help hulle kom veilig gestrand by die huis. Maar so het hy geskuif van Wagpos af na Monnas toe baie teen sy sin. Maar by Wagpos, die koshuis is nie meer die koshuis nie, die kinders doen net wat hulle wil in die koshuise. En hy maak redelik uit. En die kinders het die snaakse haarstyle en dieselfde modes waarmee ek en die oupa as vrede maak en kon self sê, dis nou maar die nuwe jong geslag. En hy maak al dit toe, dis nou nie ons fight nie, maar intussen al wat ons kan doen is bid. Maar so begin Johan. Ek weet nie in watter groep het hy geland nie, maar hierdie een nooi hom saam jeugdiens toe en daai een nooi hom saam na hulle kerk se jeugdiens toe. En hy land by 'n jeugdiens waar hulle vroeër was en bely en manifesteer en hy sê vir sy oupa eergisterand oor die foon, hy sê oupa, ek is meer nou in die kerk as wat ek op enige ander plek is. Vandag laat weet hy vir ons, hy is gekies as een van hulle jeugleiers. Ek kan net sê, Here, dank. Ek wil vandag vir Jesus dankie sê dat ek ouers en 'n familie het die Here liefhet. Ons vandag mense se ouers, selfs jong kinders, wat terwyl ons nou in die kerk sit, besig met 'n drankkoek is of om verkeerde dinge te doen. En ek wil net vir die Jesus dankie sê dat hy ons deel is en dat wanneer ook al sy momente van benauwdheid of gelukkigheid is, dat ons na hom toe kan gaan en dat hy altyd so goed is, maak ons al wat hier ons lewens gaan nie, of dit nou skoolprobleme of gesinsprobleme of enige ander probleme is, dat hy altyd al vir ons is. En ek dink net ons moet die Here loof en alles wat ons doen, want is nie sy genade dat ons vandag veilig hier is. Ek wil ook vanaand vir die Here baie dankie sê. Dit is nadat Rikkie wat my pa oorlede is, wat baie jare lang het ons teruggehou teenoor dit wat hy teen ons gedoen het. Ons het teen hom gehou vandat hy my ma geskei is, het hy nie rarig oor my en my suster omgegeen. Hy het ons altyd lekker gestoot en gesê, ons bestaan nie meer vir hom. Maar ek het net vir die Here vanaand dankie sê dat ons kans gehad het voordat hy afgestorf het, dat ons het met hom kon wegmaak en ons weer kon aanneem as ons eie vader en hy weer vir ons geword het soos 'n pa, dat hy saam met ons weer sy laaste tyd kon afbring. Om net vir die Here se dankie. Halleluja. Broeder en suster, ja, dit is nou sulke tyd. Ek glo aan 'n ysbreker, soos hulle sê. En ek gewaar in my gees. En pastoor help my uit. Ek dink baie seker al gewonder wat my ken. Anders gaan hierdie manne opstaan en iets net sê. En ek wil 'n jong dogter wat nou net hier voor gestaan het, wil nie net gou weer vorentoe kom. Halleluja. Ek wil vir julle kies. En ek wil dit vir elke een sing vanaand in hierdie plek. Ek is lief vir die Here, van soveel kere. Neem my hand, lei my na sy land, die land van my drome. Het hy aan ons beloof, kom saam met my, hy sal ons lei. Ons trots op hy, halleluja. Jesus, ek kom ek vir vertel vanaand. Dit is wat die kerk van die Here, ek mag gesit hoor.
dis wat die kerk van die Here nodig het. My broer en suster, ek het, ek gaan nie sê, voor Johan en Roland groot geword nie, ek het ouer geword vir hulle. En ek gaan ook nie vanaand met u praat oor waar ek vandaan kom nie, wat ek vir u wel kan sê is, ek is net so part van die furniture soos elke een wat vanaand hier kan opstaan en spog en sê, ek bly 30 jaar in Kaartewil. Nou ja, as die Here se genade sal dit die 4de Mei 19 jaar wees wat ek in Kaartewil bly. En ek kom aanvanklik van Oos-Driefontein af, glo dit of nie. Daar het ek 28 jaar gebly van my lewe. En ek was so 5 jaar oud toe ons van Evander, ek is gebore in Evander. En daar het my ouers besluit, hulle moet Oos-Driefontein se kant toe kom. En ja, dis waar ek en my broer toe nou groot geword het. En om met u net so 'n stukkie van my lewe te deel. Ek het maar eintlik groot geword in 'n hervormde en in 'n NG huis. My mommy was NG en my papi was hervormd. En ek hoor my broer sê hier vanaand, ek onthou baie goed, my papi, alhoewel hy in die hervormde kerk was, het ek hom nooit regtig gesien kerk toe gaan. Net met begrafnisse en troues. En ek is baie daar spyt oor een saak, en dit is dat ek nie al vroeër as matriek eers my hart in lewe vir die Here gegee het. So vir my om vanaand hier voor u te staan en te spog dat, ag, ek is al 34 jaar op die pad, dit maak nie saak nie, dis irrelevant. Wat ek vir u vanaand wil sê is, en ek sal soos wat die tyd aangaan, want die Here het 'n brandende vuur in my aan die brand gesteek, en ek hou van die vuur van die Heilige Gees. En ek weet vanaand dat u, wat hier sit vanaand, ek weet nie of jy dit agterkom nie. Dit is wat ek in hierdie kerkie by u ervaar. En daar is 'n drup, soos wat jy in die hospitaal sal kry, wat besig is om in elkeen van ons se lewens in te tap. En ek wil vir u sê, daar is druppe van hierdie wêreld vanaand, broeder en suster, wat vir my en jou die energie kan bied, wat jy in jou lewe nie geken het nie. Wat jou so aan die vuur en aan die brand kan steek, wat jy nie sal verstaan nie. En mag God ons help met sy Heilige Gees, dat ons dit sal ervaar in ons lewe. Nou wat ek vir u graag vanaand net wil by los, en u kan daar gaan in herkou in die week wat voor lê, is dat maak nie saak wat se storms oor jou lewe kom nie. Jesus het jou lief. En as hy sy stempel op jou gedruk het, broeder en suster, kan geen vyandsmag dit van jou afhaal. Ek wil vir u sê, die Here is in die kleine en hy is in die grote. En na mate jy jou hart onwillekeurig op hom gerig hou, dan sal hy met jou gemeenskap hou. Glo jy dit vanaand? Ek hoor pastore en as hy so praat, is vir my so koslik, want jy weet, omdat ek ken al die lede in Christus bediening, en dit is so lekker om die Here met vuur te dien. Nou hoor ek, hy sê, bietjie, broeder sê, ons gaan 'n bietjie, maar ek wil vanaand by hom aansluit, as jy bietjie harder in jou binnekamer tot die Here roep en bid, dan word hy bietjie meer. En dan word jy kragtig in die Here. Dan kan jy uitgaan en sê, met my Here loop ek 'n bendestorm, met my God spring ek oor 'n muur. Ek wil hier vanaand verseker, ek kan hier staan, en ek kan my kop laat sak, en ek kan baie mismoedig voor u wees. Ek kan vir die verhale vertel, wat jou sal laat sidder en beef. Maar wat ek vanaand vir u wil noem, is dat bly in Jesus Christus. Want ons is nou in daai tydvak. Halleluja, dis wat my so opgewonde maak, dat die einde is in sig. En hulle wat die Here onvoorwaardelik vertrou, en weet dat sy woord is die waarheid, ons gaan hom tegemoet gaan, as die blou lig skeer. Mag ek vir nog een ou liedjie sing? Die Heiland leef nog, halleluja, die Heer vergeef nog, prys sy naam. Na die kruis kom die kroon, Jesus self sal beloon. Ek weet dat hy leef, halleluja. Mag jy 'n wonderlike
Praise the Lord. Amen. Goeienaand almal. Meeste van julle almal ken my, ek is deel van die orkesie voor. Maar ek wil net vanaand kom getuig om te sê dankie vir die Here, want ek het nou donderdag het ek begin klap rugby speel vir die Scorpions in Vogel. En ek het gaan oefen my eerste game, my oefensessie en ek oefen en die coach sê vir my nee, joh, jy oefen baie goed, ek wil hê jy moet graag vir my Saterdag kom speel. En ek sê toe vir hom nee, ek sal vir julle kom speel, ek het glad nie 'n probleem daarmee nie, maar net soos wat ek vir hom sê, ek sal vir julle kom speel, bly daar iets vir my sê, moet nie gaan. En ek het nie geluister vir daai stem wat vir my sê, nee, moet nie dit doen nie. Ek wil dit doen, want dit is my passie, rugby is my passie. En later aan van die tyd, soos wat ek huis toe gaan, en ek kom by die huis, en ek ontvang die boodskap van my coach, wat my coach vir my sê, is jy nog reg vir die games in die onder 21's, want ek speel vir die onder 19's, en toe vra die coach my, is ek reg om die onder 21's af te draf, Saterdag. En ek wil net sê, dankie Here, dat Here vir my gesê het, of probeer vir my gesê het, dat ek nie geweet het, dit was die Here wat vir my probeer sê, jy moet nie gaan, want anderste sou ek vandag in die hospitaal gelê het, as gevolg van die onder 21's en wie ek sou gespeel het, maar ek wil net sê, baie dankie Here, dat hy vir my gesê het, ek moet nie gaan speel. Amen. Ek gewaarsku die Gees van die Here vanaand hierso. Elkeen wat hier voorkom, sien ek dit raak net die fonteine is oop en die Gees van die Here is besig om te roer. Nou, die liedjie wat ons gesing het, when I remember what the Lord has done, I'll never go back anymore. Yes, en ek het 'n wolk getuienisse wat teen my sal kan getuig as ek ooit moet omdraai. Want ek kan nooit in my lewe, deur dit wat ek al gegaan het, omdraai en sê, daar bestaan nie. Ja, ek kan nie, ek sal vir myself lieg. En dit is so 2 jaar terug, wat ons, soos wat hulle sê, rock bottom geslaan het. En dan, ek's ver swanger met Ellen uit. Ek dink dit is 'n maand voordat ek moet gaan. Dit raak so sleg, dat ons verloor ons grootste kontrak. Ons sit op 'n stadium wat ons medies ook basies maar verloor. En voordat ons die laaste paiement kon betaal het, sit ek en ek sê, Here, ek moet hierdie babietjie aflewer. Nou ek weet baie vrouens doen dit by die huis. Maar op daai stadium was ek nie gesond nie. Ek was baie male in die hospitaal wat ek siek was en ek het al keisers nie gehad met Joshua. So hulle het vir my gesê, daar sê minuut. Ja. En ek sit en ek huil en ek stres en ek dink, Here, wat gaan ek verkoop? Hoe gaan ons hierdie mediese fonds betaal kry? En dis asof die mat net so onder jou uitgeloop. Ja. En die Here help dat ons die laaste paaiement kan betaal, dat ons net ten minste haar in die hospitaal kan kry deur die medies. En sy is net gebore en nadat ons grootste kontrak verloor het by een van ons kliënte, gaan dit net slegter finansieel. En dit is op 'n stadium dat ons huis verloor. Ons kan dit nie meer bekostig nie. Dit wat ek julle vertel is vernietigend. Maar ek vertel dit want ek wil by julle bybring. Dit maak nie saak hoe laag jy is nie. Die Here kan jou daar uitkry. En ek sit op 'n stadium en ek sê, ek het deur 'n verskriklike geestelike streweling gegaan en ek sê, Here, hoe kan U sê U het ons lief, maar dit gaan so? Ek het 'n pasgebore babietjie, ons moet moontlik in iemand se lapa intrek en ek huil en ek skop soos 'n donkie en ek fight en ek skwaad. En die oomblik wat die Gees van die Here oor my gekom het en die Gees van die Here vir my sê dat my liefde
strek verder as jou omstandighede. Jy kan nie my liefde meet aan jou omstandighede nie, want alles verander, maar Jesus nooit verander. En maak nie saak hoe diep ons geval het, die Here het toe gehelp dat ons nie in iemand se laape in gaan trek nie. Die Here het gegee dat iemand op daai stadium vir ons betaal vir die eerste baie net, dat ons net op ons voete kan kom en 'n deposito toe verhuis. En die Here begin ons te bou so stukkie vir stukkie vir stukkie, maar dit het eers gekos dat ons in 'n geestelike gevangenis ingaan, dat die Here met ons kan gaan deel. Daar's 'n skrif in die Bybel wat hy sê, en hy het die vrou in die woestyn ingesteek, en hy praat van hoe hy haar gestrip het, alles van haar gevat het, maar daar's een skrif wat hy sê, dit is sodat hy by haar hart kom uitkom. En baie keer bevind ons osself in 'n woestyn en jy dink, Here, hier is nie liefde nie. Here, hoe kan dit met my so gaan? En as jy net gaan mooi luister en jy gaan buig onder die hand van die Here en jy laat toe dat hy doen wat hy moet doen in jou lewe, vandag kan ek sê, dankie Here vir daai storm, want ek het U liefde leer ken, selfs toe dit sleg gegaan het. Ek kan nou sê, die Here het jou nie net lief as dit goed gaan met jou, maar slegs wanneer jy op jou laagste is, kan ek getuig, en ek kan sê, dat sy liefde is hoër, jy kan nie hoor dit gaan nie, dis laag, jy kan nie onder dit gaan nie, dis so wyd, jy kan nie verby dit kom nie. Die woord van die Here sê, wat kan ons dan skei van die liefde van Jesus Christus? Verdrukking, swaard, niks kan ons skei van die liefde van Jesus Christus nie. En vanoggend wil ek dit by julle bybring, maak nie saak waar jy is in jou lewe. Maak nie saak hoe jou omstandighede lyk nie. Die Here het jou lief. En as jy 'n bewys daarvan wil hê, maak dit bietjie so. Sy asem is in jou. Job verklaar dit en hy sê, as die Here moet ag slaan op homself en sy gees moet terugtrek, sal alle vlees gelyk die asem uitblaas en tot stof terugkeer. Jou asem is die gees van God en hy is nie klaar met jou nie. Solank as wat jy kan asemhaal, hy is nie klaar met jou nie. En die beste voorbeeld van sy liefde, gaan kyk net weer na die kruis. He who knew no sin became sin. Toe ons nog sy vyande was, het hy ons plek ingeneem en het hy vir ons gesterf. Hy het die straf op homself geneem, sodat ons versoening met hom kan hê. Moenie jou liefde vanaand meet aan jou gesondheid nie. Moenie God se liefde meet aan jou omstandighede nie. Weet dat God is lief vir jou en klaar. Finish it, klaar. Amen. Dis nog een dankbare hart vanaand. Almal dankbaar. Die Here is wonderlik. Here, daar's tye en plekke en die Here vat ons baie keer deur goeters. Ja, is waar. Maar wanneer jy daar uitstap en jy kyk terug, dan sien jy waar die Here jou uitgehaal en wat hy eintlik vir jou gedoen het, waarvan hy jou gered het. Wat die vyand van jou wil kom steel het, geef jy 'n dubbele mate terug. Verdien ons dit vanaand glad nie. Maar deur genade en deur sy liefde staan ons vanaand hier om hom te vereer en om hom te prys. Nou, ek het gedink ek sal so vinnig net 'n kort getuienis met julle deel en dan wil ek net gou so een of twee liturgiese goedjies doen en dan is ons op ons einde. Ek sit vanaand en ek dink aan ons paas. Nou, ek dink ek het op 'n stadium net ook al vir julle vertel. Die dag toe my pa in 'n dak geskok het en my amper moes dood gewees het. Maar in 'n geval, op nog 'n geleentheid in my lewe, onthou ek dat ons ry eendag terug van Pretoria af Johannesburg toe. En my pa begin het klaar dat hy 'n kramp hier van die linkerkant, hier die arm met sy arm raak lam. En sê vir my, luister, kom ons gaan dokter toe, kom ons gaan kyk, jy weet, ons gaan vind net uit wat is aan die gang. Nou,
ek weet nie wie van julle hom so ken nie, die wat hom ken is maar 'n hardkoppige ou. Hy dink hy is baie slimmer as hy sy kop op 'n ding gesit het. En hier so 8 uur die aand lê hy en hy kan nie meer beweeg nie, dit raak net erger, sy simptome raak net erger. En my ma kom na my toe, sy sê vir my, luister, jou pa gaan vir niemand anders te luister nie, gaan praat met hom. En ek stap toe na hom toe en ek sê toe vir hom, luister, ek vat jou nou hospitaal toe. Ek weet nie wat jy sê nie, ek kan vir my kwaad wees, jy kan 'n tantrum gooi, ek waar nie, klim in die kar, ons ry. Vat hom daar by Edenville in 'n staatshospitaal in, en ons stap in, soos ons instap, gaan ons na die dokters toe, en hulle vra vir hom, wat is die simptome, en eerste ding wat hulle vir hom sê, is ons moet nou, direct, EKG doen. Nou, ek en my pa het 'n baie spontane verhouding met mekaar. Ons werk saam, of ons het saam gewerk, so ons het daarvan gaan met mekaar grappies te maak, ons sterk mekaar heel te doen. Baie keer is ons by kliënt opgedag en dan dink mense, hierdie mense is besig om te beklei, hulle fight. En dan is ons eintlik besig om mekaar het nonsens staan. En soos die dokter die toets doen, vra ek vir die dokter, ek sê vir hoorie, wat is hier aan die gang? Is hy besig om aan te sit, want ek dink hy sit net aan. Maar nou 'n grap met die dokter kyk my so en hy sê, ek dink jy moet maar buite gaan staan, jy het nie 'n idee wat aan die gang is nie. En nou langs storie kort is, hy wou dit op 'n stadium afmaak, dat dit nie 'n ligte hartaanval was nie. Maar ek wil net sê dat, weet jy, ons dink baie keer min van hierdie goeders. Ons besef nie hoeveel waarde daar is aan die mense wat in ons lewens is nie, hoe belangrik 'n pa vir jou is nie. En ek dink baie van julle kan dit vanaand getuig, wie se pappies nie meer hier is nie. Maar in daai oomblik, toe ek uitvind, dit is meer ernstiger as wat ons dit gemaak het. Weet jy, dit is die tweede keer in my lewe wat ek amper my pa verloor het. Dit is nie die eerste keer nie, die tweede keer, en ek was by hom, ek het hom hospitaal toegevat. Dit is net God se genade. Dit is net God se genade. En ek het net besef dat hy kan seker heen gaan, ek sal kan aangaan sonder hom. Maar hier daai leemte. En vanaand weet ek dat die Here wil elke leemte in jou lewe kom vul. Ek wil dit vanaand vir jou sê, ek voel net die gees van die Here lei vanaand, dat almal het sulke mooi getuienisse vanaand gelewer. Dit is so lekker om te weet dat die Here is besig om met sy volk te werk. Want dit is ons hart. Ons hart is dat die volk hulle harte weer by God moet uitkry. Dat hy weer 'n papa moet word. En so min soos wat ek sonder hom kan gaan, weet ek, julle kan nie sonder hom gaan nie. Johan het nou vanaand gesê, eintlik wil ek sê oom Johan, het voel altyd my snaaks, as hy sê, moenie sê oom nie. Ek voel so sleg. Maar die oom Johan, maar nie oom Johan Stroewig of Johan Stroewig. Maar ek sê altyd 'n bietjie. En ek sit nou vanaand en ek dink dan as ek 'n bietjie dan sê, dan is dit eintlik verkeerd. Want eintlik moet ek sê baie. Ons wil baie van die Here hê. Ons wil baie in sy teenwoordigheid wees. Ons wil die Here loof baie, aanhoudend, gedurig weer, wil ons sy naam verheerlik en prys, want hy is by ewig. Julle nou, dit is so kortweg net vinnige getuienis. So moet nou nie grappies maak as jou pa in moeilikheid is nie, dit kan dalk regtig ernstig wees. Ek en my pa is net altyd grapjasse met mekaar gewees. Ek dink ons het eendag by, ek weet nie wie van julle Toby Cronje ken nie. Ons gaan werk by Toby Cronje se huis. En ons is so happerig teenoor mekaar, en later aan sê om Toby, ek dink julle twee, julle is gemaak vir die show business, want ons hap mekaar heeltyd so. Ek weet nie of julle gesien het nie, die kerk het hierdie jaar besluit in steede daarvan om 'n vrouekonferensie te hou, is daar 'n mannekonferensie. Nou, dit is nou 'n nuwe instelling wat die kerk wil doen, is om bitter graag so 'n bietjie na die manne op om te sien, want jaar na jaar word daar net aan die vrouens omgesien. Net die vrouens is hier rosies en dan gaan hulle uit te vraai en die kerk doen alles vir hulle, maar die kerk doen niks vir ons manne nie. En die moderator het toe nou besluit hierdie jaar, is dit nou 'n bietjie die man se beurt. As ek nou nie verkeerd is nie, wat is die datum dan maar? Dis in Mei maand, maar goed, ek sal dit weer vir julle in flyers stuur. Dit is R650 vir die hele naweek. Dis jou kos ingesluit, dis jou verblyf. So jy het nie eers nodig daarvan om te ry en kos te gaan koop en bekommerd te wees nie.
Mami sal okay wees by die huis, kry net vir nog 2 groot honde by, want my mami sal klaar, sy gaan nie okay wees nie. Maar julle, dit gaan 'n lekker naweek wees. Dis bietjie 'n priestersnaweek. Dis weer 'n naweek wat geskep is vir die gemeente van Mans om weer by mekaar te kom en dat ons weer die priesters in die huis kan opstaan en weer kan vorentoe gaan. Ons dra nogal baie dinge wat ons as mans eintlik moet dra. So julle, as julle wil, laat weet my so gou as moontlik dat ons getalle vir hoofkantoor kan deurstuur, dat ons dan die nodige reëlings kan tref. As ons as 'n groep mans kan gaan, kan ons almal sekerlik naby mekaar, nie te naby aan mekaar stap nie, maar sekerlik in dieselfde vertrek. Verkies net nie naby aan mekaar nie. Maar nou ja, is ek maar ek glo dit gaan 'n wonderlike naweek wees, dit gaan 'n goeie geleentheid wees waar die Here gaan ontmoet. Mamma, jy nou wat jy sê. Ek wil net voordat ek vra wat ek wil vra, want ek het vir julle ietsie sê. My seentjie bring vir my die klein veertjie. Nou, hy het 'n manier, hy bring altyd vir my veertjies of blommetjies. Vanaf hy hoe klein is. Maar terwyl ek hierdie veertjie vat, hoor ek duidelik die Here sê vir my, I will cover you with my feathers. And I will cover you under my wings. En dit kom uit Psalm 91 en as julle my vergun, wil ek net vir julle vanaand die skrif lees. Hy sê, hy wat in die skuilplek van die Allerhoogste sit, sal vernag in die skaduwee van die Almagtige. Ek sal tot die Here sê, my toevlug en my bergvesting, my God op wie ek vertrou. Want hy is dit wat jou sal red uit die net van die voëlvanger van die verderflike pes. Hy sal jou dek met sy vlerke en onder sy vleuel sal jy skuil. Sy trou is 'n skild en pantser. Jy hoef nie te vrees vir die skrik van die nag, vir die pyl wat bedags vlieg nie, vir die pes wat in die donker wandel, vir die siekte wat op die middag verwoes nie. Al val daar 1000 aan jou sy en 10.000 aan jou regterhand, maar jou sal dit nie aankom nie. Daai skrif het ek in COVID-tyd aangehaal. Net met jou oë sal jy dit aanskou en die verdelging van die goddelose sien, want U Here is my toevlug. Die Allerhoogste het jy jou beskutting gemaak. Geen onheil sal jou tref en geen plaag naby jou tent kom nie, want hy sal sy engele aangaande jou bevel gee om jou te bewaar op al jou weë. Hulle sal jou op die hande dra sodat jy jou voet teen geen klip stamp nie. Op die leeu en die adder sal jy trap, die jong leeu en die slang vertrap, omdat hy my liefhet, sê God. Daarom sal ek hom red. Ek sal hom beskerm omdat hy my naam ken. Hy sal my aanroep en ek sal hom verhoor. In die nood sal ek by hom wees. Ek sal hom uitred en eer aan hom gee. Met lengte van dae sal ek hom versadig en ek sal hom by heil laat sien. Is dit nie kosbaar om die Here partykeer kan kom praat nie? Ja, so waar. Nou wat ek graag wil vra, ons het soos 'n Bybelprojek wat ons aan die gang wil kry. Daar's baie mense wat na ons toe kom wat vra vir 'n Bybel en as ons uitreike ook doen, jy kan nie eintlik sonder 'n Bybel gee nie, want wat gee jy vir daai persoon? Wat gaan eet hulle geestelik by die huis? Nou as jy 'n ekstra Bybel by die huis het, hy is baie synig met sy Bybels. Maar as daar 'n Bybel is wat stof opgaar, of hy's in die spens, of hy's in die kas, of hy's in 'n boks, bring dit vir ons asseblief. Ek seker die Here kan dit vir iemand gee wat dit gaan gebruik. Wie se lewe dit gaan verander, soos wat dit ons lewe verander het. En dan spesifiek iemand in die gemeente wat nie mooi kan sien nie, vra as iemand 'n Bybel het wat groter skrif het. As iemand dit spesifiek het, sal ons dit baie waardeer, maar andersins enige Bybels, Engels, Afrikaans, enige vertalings, laat ons die brood gaan uitdeel in die wêreld, wat dit so nodig is. Amen. Ek wil verstaan nie, my Bybels het niks met daai te doen. Dis my Bybel. Dis my studiebybels, dis my leesbybels. Waar gaan ek preek as al my Bybels weggee? Nee.
Ek wil net vandag sê, ek kan nou nie op haar naam kom nie, maar daai jong meisiekind wat net hier opgekom het, en ek het nou die dag van gesê, julle, dis so mooi jong meisiekind. En ek weet nie of julle dit agterkom nie, maar sy het so mooi, daar's so mooi goue draadjie wat saam met haar loop. So dis soos die salwing, dit is soos mos, dit drup van haar af. Ek weet nie of julle dit agterkom nie. En julle, dis waar dit gaan. As ons jong mense aan die brand kan wees, as ons jong mense wees soos daai jong dogter, net weer onder die salwing en onder die krag kan wees, dis my lekker as hulle in die huis van die Here is. Dit maak my hart so goed voel, en dan, my ou sussie voor haar ook, ek kan nou al ons jong mense doen, julle vir my op hierdie stadium, ek is so dankbaar vir elke jong mens wat in hierdie kerk kan staan. En dit is so lekker as hulle bereid is om iets vir die Here te doen. Hier is ons nog 2 jong dogters ook hier. Dit is my so lekker. En ek wil vanaand vir julle sê, pas erop. Dis nie net my werk om hulle op te pas nie. Natuurlik is dit my werk om hulle op te pas. Maar ek wil vir julle sê, dis ons gemeentekinders. Dis ons kinders. Hulle ouers het die voorreg om hulle by die huis groot te maak, maar hier is hulle ons doen. Ons moet hulle toemaak. Ons moet hulle ontvou met liefde, met die waardering en met die heerlikheid, dat hulle dit nooit sal veragter nie, maar dat hulle altyd sal weet dat ons hulle koester en hulle liefhet. Ek wil dit net vanaand gou vir julle gesê, en dan kan julle staan. Ons is aan die einde van die diens, ek gaan julle seën, en ek gaan sommer afsluit as dit reg is. Of nie, eintlik dink ek om Fred kan kom afsluit, as ek dit voor. Sal hulle die diens kom afsluit, ek gaan net seën en dan kom ons afsluit as dit nie. Ek sê nummer 6, 24. Die Here sal jou seën en jou behoed. Of wacht, kom ons lees dit anders te vanaand. Kom ons verander weer dit bietjie. Die Here sal my seën en my behoed. Die Here sal sy aangesig oor my laat skyn en my genade. Die Here sal sy aangesig oor my verhef en aan my vrede gee. Amen. Amen. Baie dankie Here Jesus vir u teenwoordigheid in hierdie aand, Here. Here, dat ons u Gees hier kon ervaar het, Here. Here, en dat ons sal weet, Here, dat as u spreek, dan moet ons luister. Here, ek dank u vir elke een wat hulle getuienis kom bring het, Here. Here, wat gehoorsaam was aan die woord, Here. Here, dat u stem sal laat hoor van kerk tot kerk, Here, en waar hulle sal uitgaan, Here, om u kinders wat verdwaal het, terug te roep na u toe, Here. Here, baie dankie vir u bloed wat ons toemaak, Here. Here, verdaag ons in die liefde, Here, en dat ons in hierdie week met u sal pad stap, Here, en dat u ons sal wegsteek in die Gees. Here, en dat u vir ons tot hoër hoogte sal lei, Here. Here, en dat nie ons wil nie, maar u wil, Here. Amen.